Môre familie, hoe gaan het met julle? Gaan het goed? Bly om julle te sien. Worship in sy teenwoordigheid is net iets besonders. Ek wil net weer eens vir Erig en almal dankie sê vir die worship daar nie. Die hele span, julle is vir ons 'n blessing, julle talent is vir ons 'n blessing. Is net een afkondiging vinnig, dra maar julle maskers, hou aan die maskers dra asseblief, moenie kerk toe kom sonder 'n masker nie, baie belangrik. Ons gee maskers by die deure, maar dit kos maar geldjie, so ons vra dat almal hulle maskers bring. Ons gaan nog volgende week 10 ook nog registreer. So 'n ander ding, intersessie, as jy wil deel raak van 'n intersessiespan, baie belangrik. Kontak vir Tannie Joey of vir Jacques of vir my, Tannie Joey is daar agter. Jy kan met my kom praat ook. As jy nog nie die WhatsApps ontvang nie, of jy enige vrae rondom kerkaktiwiteite het, enige iets, kontak ons via WhatsApp. Die Lewende Woord, kerk het 'n Lewende Woord foon, dis alwaarvoor dit gebruik word. Ons is nie dag en nag op hom nie, maar ons is gewoonlik so tussen 9 en 6 in die aand op hom. As ons die antwoord is die bel nie, WhatsApp is die medium vir daai foontjie hoofsaaklik, want internet op hierdie stadium is verniet. So, om te bel kos baie keer geld, of minutes. Family, kom ons duik in. Vandag praat ons oor koninkryk en gesag. En die Here begin met my intens werk rondom, daar waar ek gaan, daar waar ek loop, volg die koninkryk. Ek en Enrico het nou die dag hier gebid. Ons bid elke oggend in die gemeente, en ek sit daar, en Enrico was besig om hier te staan, en ons bid, en ek sien die Here wys vir my 2 engele. Engel wat by my staan en by hom staan, en die persepsie of die verstaan, dat onthou waar ek gaan, of waar ons minister, daar volg die koninkryk. En vandag se boodskap is gebore uit daai experience, uit daai ervaring met die Here. Daar waar ek my voet neersit, daar volg sy koninkryk, want ek is van 'n ander koninkryk. En dis regtig waarmee ek jou wil los. Ek wil nie jou 40 minute lank besig hou met 'n intense teologiese teaching nie. Ek wil regtig net by jou los, by jou drop, daar waar jy gaan, volg koninkryk. Hoekom? Want jy is van 'n ander koninkryk. Jy loop met 'n ander koninkryksgesag. Vanoggend die titel, gesag oor die demoniese. En gesag oor die demoniese. En koninkryk is 'n baie belangrike motief of idee. So kom ons open met gebed. Here, ek dank U vir die woord, dankie dat U Rema woord vandag deposit. Ook vir hulle wat inskakel via YouTube. Dankie Here dat U tussen murg en been vandag sny. Here, dankie vir die voorreg vir hierdie platform. Ek gee dit oor aan U, Here. Ek gee dit oor aan U, Here. Ek kom voor U troon vanoggend. En ek dank U dat U my seën om U woord te bring. Gebruik my lippe, Here, gebruik my woorde in hierdie tyd om lewens te impakteer vir U koninkryk in die naam van Jesus. Amen. Amen. So familie, ek wil begin met 'n klip uit 'n movie uit. En jy sal sien die mense hardloop, hulle word gejaag. En dan kom hulle by 'n ambassade uit, 'n Engelse embassy, en dan verander die reëls 'n bietjie. Kyk saam met my hierdie gedeelte uittreksel uit 'n film uit, en dan praat ons 'n bietjie daaroor. Stop! Do not continue. You do not have permission to enter Vietnam. Turn your boat around. Stop! Do not shoot! Do not shoot! We're not You do not have permission to enter Vietnam. We're seeking asylum! We're just a family! We need help! Stop! Like that choke! Do not continue. You do not have Don't permission shoot! Do not to enter shoot! Vietnam. We're bringing my family into Vietnam! Do not proceed any further. Do not Turn your shoot! boat around. We're not turning around! Do not shoot! Don't shoot! Lower your weapons. This boat is now in Vietnamese waters. If you shoot, we will consider this an act of war. This boat is now in Vietnam. Lower your weapons. Baie cool fliek daai. Een van my favorites. Wat gebeur? Die mense word gejaag deur 'n klomp boerlinge
van die land waar hulle is. Hulle word gejaag, hulle word gesoek deur die polisie, en nou hardloop hulle, maar waartoe hardloop hulle? Hardloop na hulle eie land se ambassade. En toe hulle deur die hekke kom, of toe hulle voete sit op die ambassade se grond, toe kan die mense van die land waar hulle is, hulle nie meer vang nie. Hoekom nie? Want die koninkryk het verander. Want die koninkryk grond, letterlik, toe hulle voete op die ambassade se grond sit, toe verander die reëls. Want nou geld hulle eie land se reëls vir hulle. Hoekom wys ek vir jou die klip, sodat jy kan verstaan, 'n verandering in koninkryk beteken 'n verandering in reëls, 'n verandering in gesag. Hoekom kan hulle nie meer gevang word nie? Want hulle is nou onder ander gesag. Die gesag van die ambassade, ander reëls stel, ander gesag, ander koninkryk. Toe jy tot inkeer kom, toe jy tot redding kom, toe verander jou koninkryk. Toe word jy gevat van die koninkryk van donkerte en jy word gesit in die koninkryk van die Here God Almagtig, die koninkryk van die Here. En jy is vandag 'n kind van die koninkryk van die Here. Jy is nie net 'n kind van die Here nie, jy kom met sy gesag. Die Here Jesus, alle gesag is aan hom gegee, hy het dit vir jou gegee. Hoekom? Want jy is gevat uit koninkryk van donkerte en jy is gesit in die koninkryk van lig, van sy liefde. So met daai verandering in koninkryk, kom daar verandering in gesag. Die Romeine, in Jesus se tyd, né? In Jesus se tyd was daar die Romeinse ryk. En die Romeinse ryk het op daai stadium 'n groot gedeelte van die wêreld gehad of besit. Die Romeinse ryk was pretty groot. En hulle het wette gehad, hulle het maniere gehad om hierdie empire, hierdie ryk te regeer. Een van die maniere was om 'n prokonsul aan te stel. En 'n prokonsul was 'n baie gesagte amp om te beklee. 'n Prokonsul het gegaan en hy het oor see die wil van Rome uitgeoefen. Hy het amper ontelbaar. Hy het baie power gehad, baie krag gehad. Hy was soos 'n diktator oor see vir Rome. So sê nou maar Rome val vir Asia Minor in of 'n gedeelte in Asië, dan sal die prokonsul in daai land die gesag van Rome bring. Hy is soos 'n extension of 'n verlengingstuk van die wil van Rome, 'n prokonsul. En die prokonsul, as die prokonsul iets gesê het, dan sê hy met nie sy eie gesag nie met sy eie naam nie, hy sê dit letterlik met die gesag van keiser in Rome. So wanneer die prokonsul in 'n nuwe land aankom, is hy nie net 'n ambassadeur van Rome nie, nee, hy is 'n verlengingstuk van die koning van Rome, die keiser van Rome. En as hy sê A, dan is dit A, dit beter die B wees nie. As jy teen hom ingaan, gaan jy teen die keiser in. Hoekom? Want hy kom met die gesag van die Romeinse keiser. Die Romeinse prokonsul. Nou hoekom verduidelik ek hierdie vir jou? Ek verduidelik hierdie vir jou, want ek wil hê jy moet koninkryk verstaan. Ek wil hê jy moet verstaan dat wanneer jy jou voete op 'n stuk grond sit, is jy 'n verlengingstuk van die koninkryk. En kom jy met die gesag van die allerhoogste koning. Gepraat van die Romeine, in Matteus 8 is daar 'n hoofman oor 100. En ons ken hom, hy is die centurion, hoofman oor 100, né? Dis wat centurion in Engels is. 100, century. Kom ons lees die teks saam. Ek lees uit die ou vertaling uit Matteus 8, vers 8 tot 10, net daai 2 verse. En die hoofman oor 100 antwoord. Net background, so hy het 'n dienskneg of 'n slaaf wat baie siek is. As jy nie die storie ken nie, gaan lees Matteus 8. Die hoofman oor 100 het 'n slaaf wat baie naby aan sy hart is, maar die slaaf of dienskneg ten minste is baie siek. En hy stuur dan mense na Jesus toe om te vra, kom asseblief na my huis toe, kom genees my dienskneg. Kyk wat gebeur. In vers 8. En die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegg sal gesond word, want ek is ook 'n man onder gesag en ek het soldate onder my en vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan en vir daardie een kom en hy kom en vir my dienskneg doen dit en hy doen dit.
Vers 10. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder aan sy volgelinge gesê, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Net weer, vers 10, toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder aan sy volgelinge gesê, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Wat gebeur? Hier is 'n militêre man, 'n hoofman oor 100, hy is 'n militêre man, hy lewe in boksies, hy verstaan gesag. Hy het groot geword onder gesag. Hy is gegee gesag oor ander. Hy is 'n man wat koninkryk verstaan, wat gesag verstaan. Kyk, hierdie twee is baie related. Jy het gesag omdat jy 'n nuwe koninkryk is. Die hoofman oor 100 is 'n man onder gesag. Wat beteken dit? Hy is van 'n sekere koninkryk. Hy besit 'n amp in die Romeinse koninkryk. Daarom het hy gesag. Nie in sy eie naam nie, as gevolg van koninkryk. Hy is 'n hoofman oor 100 waar in die Romeinse weermag, in die Romeinse koninkryk. Daarom het hy gesag. Jy is in 'n nuwe koninkryk. Jy besit 'n amp in 'n nuwe koninkryk. Wanneer jy teen die demoniese kom of in die gees funksioneer jy nie in jou eie naam nie, jy funksioneer in sy naam, die Here se naam, binne sy koninkryk met sy gesag. So die hoofman oor 100 sê, meneer, ek verstaan gesag, as ek vir een sê, gaan hy, as ek sê, kom hy, en hoor wat sê hy vir Jesus, hierdie is baie intens, is baie impactful, hy sê, Here, sê iemand net 'n woord, dan sal my diensknegt gesond word. Hier is 'n militêre man, en wat sê die ongelowige Romein vir Jesus? Hy's ongelowig, nê? Wat sê hy vir Jesus? Hy sê, Here, sê iemand net 'n woord, en my diensknegt sal gesond word. Nou hierdie is baie radikaal. Die ongelowige in hierdie teks is besig om vir my en vir jou te sê, wie is Jesus? Hy is besig om vir jou en my te sê, ek erken as ongelowige sy gesag. Maar gesag oor wat? Gesag oor siekte, oor lewe, oor dood. Hierdie is 'n koning van 'n ander koninkryk. Ek as ongelowige verstaan gesag, ek koninkryks gesag. Weet jy hoe intens is dit? Weet jy hoe radikaal is dit vir hierdie ongelowige Romein om te erken, Here Jesus, U is van 'n ander koninkryk. U kom met gesag oor lewe, met gesag oor dood, met gesag oor siekte. Sê iemand net 'n woord en my diensknegt sal gesond word. Kyk, daai geloof. Maar hoekom het hy geloof? Want hy verstaan koninkryk, want hy verstaan gesag. As ek en jy hierdie kan snap, as ons gesag en koninkryk kan snap, sal geloof makliker kom. Want dit het iets te doen met identiteit. Dit het iets te doen met 'n nuwe realiteit. Dit het iets te doen met nuwe koninkryk. Vang jy dit? Vang jou hart dit? Here, maak hierdie 'n rema vir ons in hierdie tyd. Dat wanneer die vyand kom, wanneer die wêreldse situasies kom, dat ons sal funksioneer uit ons nuwe gesag. Gesag van die koninkryk van die Here. Dankie Jesus. Lakariandos sobriandos. Eldiandoro kondoro akalai. Dankie Here. Waar ons gaan, waar ons voete neersit, bring ons koninkryk. Ouens, toe ek gebid saam met Enrico, toe sien ek haar engele en ek sien hoe die Here vir my sê, waar jy gaan, volg ek. Waar jy jou voete neersit, is koninkryk 'n realiteit. Want ek en jy is uit 'n nuwe koninkryk. Ek herhaal myself, ek gaan baie repeat, ek hoop jy vang hierdie, ek moet dit al kan ons 100 keer vir mekaar elke dag sê. Jy lewe uit 'n ander koninkryk met ander reëls, met ander gesag. Amen. Handelinge 19 is my volgende teks en ek wil regtig hierdie gou vinnig na kyk. Handelinge 19. Dis 'n snaakse teks, né? Ons hoor 'n storie waar Lukas skryf Handelinge. Hy skryf hierdie storie van fariseërs of skrifgeleerders wat demone uitdryf. Nou, ons het nie vreeslik te doen met dit in die Bybel nie. Ons het 'n ander teks wat sê hulle dryf demone uit, maar hier in Handelinge is dit baie fisies. 'n Klomp fariseërs of skrifgeleerders is besig om 'n demoon te bestraf. Maar snaakse ding gebeur. Hulle sê vir die demoon, ons besweer jou. Ons besweer jou in die naam van Jesus wat Paulus verkondig. So wat doen hulle?
Hulle sê, ons kom teen jou gesag, ons kom teen jou reg om in hierdie persoon te wees, maar wat se gesag gebruik hulle? Hulle gebruik nie hulle eie gesag nie. Hulle gebruik die gesag van Paulus, of die Here Jesus waarvan Paulus praat. En hoor wat sê die demoniak of die demoon vir hulle. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? En in vers 16 slaan of rand die bose gees letterlik die mense aan en verjaag hulle uit die huis uit. Net weer daai lees. Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Kyk, ek is nie besig om myself te weerspreek nie. Hierdie mense kom in gesag wat hulle nie het nie. Hulle kom in gesag van Jesus Christus waarvan Paulus praat. En weet jy wat gebeur daar? Die demoons sien in die gees, hierdie ouens is van 'n ander koninkryk. Hierdie ouens, jammer, die demoons sien, hierdie ouens is nie van die koninkryk van die Here nie, hulle het geen gesag nie. So wanneer jy in die Here se koninkryk is, lyk jy anders in die gees vir die demoniese. Definitief. Feite. Jy kom daai uithaal uit die koninkryk van donker, plaas in die koninkryk van die Here, het 'n geestelike, so dramatiese verandering, dat waar jy gaan, kom jy met die gesag van die koninkryk. Hier sien ons mense, wat nie in die koninkryk van die Here is nie, en hulle word uitgevang. En die vyand sê, nee, jy het geen gesag oor my nie, want, jy is in verkeerde koninkryk. Jy is nie in die koninkryk van die Here nie, jy lyk anders, jy ryk anders. Daai laaste sin wat ek gesê het, klink dalk vir jou vreemd, maar in die gees lyk jy letterlik anders as jy in die koninkryk van die Here is. So ek hoop jy verstaan dit. Ek wil net 'n bietjie stil staan daar. Wanneer jy in die nuwe koninkryk is, kom jy outomaties met gesag. Of jy dit nou weet of nie. As jy weet, gaan dit baie help, want jy gaan geloof begin optree, nie in vrees en angs en ongeloof nie. Maar jy het dit, los van hoe jy voel, los van hoe jy voel in jou hart, los van met hoeveel passie jy goed doen en selfs met hoeveel vurige gebede jy die demoniese uitdryf, kom net in gesag. Here, dankie vir die gesag. Dankie vir die nuwe koninkryk in my. Dankie dat U deur my die demoniese beveel om te gaan. Dankie vir my huis, Here. Dankie dat ek autoriteit kan neem oor die geestelike atmosfeer in my huis. Want ek loop 'n nuwe gesag. Amen. So die Handelinge teks is 'n baie cool teks, hy. Ek wil gewoon vinnig 'n storie vir julle vertel. Ek trek in 'n nuwe huis in so 'n paar jaar gelede in Woester. En ek het altyd hierdie gebruik om die geestelike atmosfeer in 'n nuwe huis waarna ek trek, met die koninkryk te vul. Hoe kan ek dit beter stel? Ek het 'n manier om in 'n nuwe huis die koninkryksgesag af te bid, en om die plek toe te maak met die Here se teenwoordigheid. Want ek is in 'n nuwe koninkryk, ek kom in 'n nuwe vertrek, letterlik 'n nuwe huis in, en ek erken, nuwe gesag is in die huis. Nuwe koninkryk word nou gemanifesteer, en ek doen geloofsaksie. As jy gemaklik voel om jou huis te salf het. Okay? Maar doen 'n geloofsaksie wat sê, new occupancy het nou hierdie huis geoccupy. Occupants van die koninkryk van die Here. En gewoonlik doen ek dit, maar met hierdie huis doen ek dit nie. Ek wag, want ek is moeg getrek. Ons nou net getrek, ons het 'n hondjie gekry, ek is by 'n nuwe werk, en jy weet, ek is redelik pê, en ek stel die eerste aand, stel ek dit uit, om vir die plek te bid, en om net my gesag te proklameer en te verklaar in die huis. En die tweede dag kom, en ek het nog steeds gedoen, die tweede aand wat ek gaan slaap, word ek wakker met 'n demoniese teenwoordigheid in die kamer.
baie intens, 'n demoniese teenwoordigheid van vrees en angs, kon dit baie duidelik voel. En dadelik word ek wakker, en jy het al soortgelyke ervarings gehad, ek weet jy het. En dadelik begin ek die demoniese bestraf in my gedagtes. Ek sê, wyk in die naam van die Here Jesus Christus. Ek sien jou raak. Ek weet hierdie is 'n demoniese aanval. Jy het geen, en let op wat ek sê, jy het geen reg hier nie. Maar daar het ek 'n fout gemaak. Kyk, want die mense wat voor ons daar was, het reg gegee vir daai demoniese vesting of demoon van vrees om te funksioneer. Dis hoekom hy daar was. Hy het reg gehad. Jy moet verstaan, die geestelike funksioneer nie net, funksioneer altyd volgens reëls, volgens gesag, nie gesag nie. Grondwetlike reg, geen reg nie. Wanneer jy te doen het met die demoniese, moet jy dit verstaan, moet jy gesag verstaan en moet jy reg verstaan, oop deure, toe deure. En ek kom in daai huis en ek bestraf daai ding en ek sê, Here, ek neem gesag oor hierdie nuwe huis en die nuwe grond. Daai aand toe ek daar staan. Ek was nog in die badkamer staan en ek bestraf die demoniese. En ek sê, ek neem gesag oor hierdie grondgebied. En enige iets wat hier gebeur het, wat 'n oop deur is vir hierdie demoniese invloed, ek maak dit nou toe in die naam van Jesus Christus. Want ek is nuwe gesag hier. Want daar waar ek gaan, volg koninkryk. Here, ek dank U vir my huis, dat U engele waak, dat U engele opdrag gee aangaande my huis. Heilige Gees, U is welkom hier. En U, Here, is alleenlik welkom hier. Niemand, geen ander gees of invloed is welkom hier nie, in die naam van Jesus. En dan sal ek ook ietsie sê soos, Here, ek dank U dat hierdie 'n Bethel is, 'n deur wat gaan na die huis van die Here, of die huis van die Here, 'n Bethel, soos Jakob gesê het, 'n Bethel. Dankie vir my huis, Here, 'n Bethel, 'n plek waar die Here tuis is, 'n plek waar die Here tabernakel met my en my familie. So ek neem nuwe gesag oor die situasie. Terug te kom na my storie, ek staan in die badkamer, ek doen dit, ek bestraf die gees van vrees, en ek kon letterlik sien die demoniese in die vertrek, ek kon letterlik die demoniese sien, 'n vieslike ding. Ek gebruik nie hierdie platform om te praat oor die demoniese nie, is net sodat jy verstaan. En toe ek gesag neem in die naam van Jesus, nie my eie naam, maar sy naam, toe moet dit wyk. Toe wyk dit dadelik. En jy kon dadelik voel hoe die vrees verdwyn. Hoekom? Want ek het gesag geneem oor dit. Want ek het verstaan, ek kom uit 'n nuwe koninkryk, met nuwe identiteit, met nuwe gesag. En ek bestraf die vrees in die naam van Jesus Christus. Hoekom? Want alle gesag is aan hom gegee. En ek is in hom en hy in my. En ek funksioneer in sy gesag. Ek en jy moet hierdie verstaan, hoef nie bang te wees vir die demoniese nie. Neem net gesag in sy naam oor dit. Neem gesag oor sy naam, in sy naam oor dit. Ek weet nie, dit kom net nou by my op terwyl ek praat. Dit het al baie met my gebeur, ek dink die Here wil vir jou ook ietsie sê hier. Van julle drome, demoniese drome, omdat daar oop deure is. Daar is dalk 'n oop deur in die huis, of iets wat jy persoonlik doen, wat 'n grondwetlike reg gee vir die vyand. En ek sien hoe ons droom, of hoe van julle droom, en 'n absolute angs en vrees is, julle het 'n demoniese ervaring, 'n nagmerrie ervaring, julle wil Jesus se naam skree, maar julle kan nie, dit is asof julle constrict word, asof julle gewurg word, Jesus, en sodra jy eventueel in die droom Jesus se naam uitgeskree kry, dan stop die droom of die demoniese wyk. Daai is 'n powerful droom, alhoewel dit 'n slegte ervaring is dit bemoedigend vir jou en vir my, want die naam van Jesus is die naam van gesag. Die droom se betekenis is, daar is goed wat gebeur, patrone, of 'n vesting, 'n demoniese vesting waar jy bly, of waar jy werk, en al wat nodig is vir jou, is om die naam van Jesus oor die situasie te spreek. Spreek die naam van Jesus in gesag oor die situasie en oor die plek waar jy is, en die demoniese moet wyk. Onthou, jy het gesag in die naam van Jesus oor die demoniese. Daar was net so klein bietjie profeties, as die sin maak vir jou nie, dit is vir 3 of 4 van julle wat night terrors kry, of
of demoniese situasies het, wat jy nie lekker verstaan nie, begin in gesag optree dan, verklaar die naam van Jesus. Neem autoriteit oor die gebied waar jy bly, waar jy werk, en so aan. En dan wil ek eindig met 'n oop deur, die konsep van oop deure. Ek kry een keer 'n droom en die Here leer my daai jare oor hoe die geestelike werk, en ek onthou ek movies kyk, horror movies, die zombie movies, ek weet nie wie veel zombie movies kyk nie. Ek is nie groot op zombie movies nie, maar ek het toe 'n paar zombie movies ingewerk, en ek onthou droom ek daai aand, na die zombie flieks, dom, Pita, dom, droom ek hoe pype oopgaan in my kamer en daar letterlik vieslike insekte deurkom tot in my bed, tot oor my vrou, tot op die grond. En ek raak wakker en ek voel sommer vuil. En ek vra vir die Here, wat op aarde is hierdie? Is daar 'n oop deur moet ek iets bestraf? Is daar witchcraft of iets wat teen my inkom? Wat gaan aan, Here? En die Here sê, nee, is niks so dramaties en jy het 'n oop deur gemaak. Jy in jou huis het 'n deur oopgemaak vir die filth, vir die demonies om in te kom. Hoe? Deur die flieks. Is alle flieks demonies? Nee. Maar daar is wraggies musiek en flieks wat nie kosher is nie. Wat deure oopmaak. En wat moes ek toe doen? Ek moes eers repent, ek moes eers jammer sê, ek sê, Here, ek bely, dat ek as priester en hoof en koning, hierdie deure oopgemaak het, vergewe my Here, en in die naam van Jesus sal U hierdie deure nou toemaak. Hoekom is belydenis nou eers nodig? Want ek het die deure oopgemaak, ek het hulle reg gegee, ek het my gesag gebruik en vir hulle die reg gegee, hoe crazy is dit? So wanneer jy deure oopmaak, en hoe maak ons deure oop? Flieks, habitual sonde wat ons aanhou doen, en ons kan onsself help hê. Dan moet ons bevryding kry, by the way. Dit gee hulle oop deur. Oop deur is, vrees is 'n oop deur, bitterheid kan 'n oop deur wees. Enige emosie, negatiewe emosie wat baie intens is en oorweldigend is, vrees is gewoonlik mos maar die grootte, gee baie keer 'n oop deur. En ons moet dit bely, daai deur toemaak en gesag neem oor dit. Gesag oor ons denke, gesag oor die situasie in die naam van Jesus. Okay ouens, dis regtig, that's it, nee. Fluit, my storie is uit. Ek wil julle los met hierdie konsep van koninkryk, nuwe gesag. That's it. You cannot fake it. Wanneer dit kom by geestelike gesag, you cannot fake it till you make it, onmoontlik. Want jy word van ver af gesien, of koninkryk van donker, of koninkryk van lig. As jy in die koninkryk van lig is, skyn jy in die gees. And those around take note. Jy skyn in die gees, hoekom? Want jy is in 'n nuwe koninkryk, jy kom met nuwe gesag. En die gesag kan nie uitgedaag word nie. Al wat die vyand jou kan uitdaag is hier tussen die ore. Ek het nie gesag nie. Ek moet bang wees. Ek het geen gesag nie. Here, help. Want die vyand wil nie hê jy moet 'n nuwe gesag begin funksioneer nie. Want sodra jy doen, is die battle gewen. Want daai gesag het reeds oorwin. Sy gesag het reeds oorwin. So gaan, wees geseënd in die naam van die Here Jesus. Gaan met nuwe gesag van die koninkryk van die Here. Dit is nie jou gesag nie, dit is nie in jou naam nie, dit is in sy naam en sy gesag. Maar jy is sy seun en sy dogter in sy koninkryk. En jy is 'n verlengstuk van sy gesag in hierdie wêreld, by jou werk, by jou huis, by jou kind se skool, in verhoudings, in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as jy van die persone is wat ek profeties gesien het, wat daai droom kom uit, as jy wil saam met iemand net bely oor deure wat jy oopgemaak het, asseblief kom uit. Bedieningsspan gaan hier voor by mekaar kom en net saam met jou bid vir 'n woord van die Here, 'n rema woord, 'n bevrydende woord. Die Here seën jou.